Ons begin hier die erediens in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons sit dit voort in die krag van die Heilige Gees, wat ons op hierdie dag weer herdenk, sy koms, sy aksie, die lewe wat hy gee. En ons doen dit alles in die naam van die Vader, wat sy genade aan ons skenk. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God onse Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Van Waterval, baie welkom vanoggend in die kerk. Ek is baie bly om julle te sien. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom, waar jy dan ook hierdie diens by jou huis later in die week kyk. Ons tema vanoggend, omdat dit Pinkstersondag is, waarom nog die Heilige Gees ook? En die teksvers is Johannes 16. Kom ons buig die hoofde. Here, ons het vanoggend kerk toe gekom, omdat die Gees ons gedryf het. Ons het gekom, omdat ons hierdie behoefte het om na u woord te luister. Ons het gekom om verander te word deur u. Ons het gekom om vir u lof te bring deur die woord en die gebed, wat ons sing en uiter. U is hier, want u het die Gees uitgestort, en die woon in ons, en leef deur ons. En die Bybel sê, waar daar 2 of 3 in my naam vergader, is ek teenwoordig. So ons weet u is hier. Dit is u diens. En ons wil graag hê dat u met ons moet praat. So sal u dit doen deur die woord en deur u Gees. Maak ons harte sag en ontvanklik. Laat ons hier uitgaan, anders as toe ons hier ingekom het. Here, ons bring vir u die lof, en die eer en die dank, want u is regtig goed vir ons. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Johannes 16, waarom nog die Heilige Gees ook? Nou gaan ek na hom toe, wat my gestuur het. En tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Tot sover. Ja, hoeveel keer het ons dit nie nou al in die kerk vir mekaar gesê nie, né? En ons sê dit aanhoudend vir mekaar. Want dit is die boodskap van die Nuwe Testament. Dat Jesus Christus is genoegsaam. Ek self hou daarvan om vir ons hier in die gemeente te sê, kyk, wat is die laaste woord wat die Here Jesus uiter voor hy sy asem uitblaas? Dan sê hy tetelestai, dis 'n kreet, 'n oorwinningskreet, wat hy sê, dis genoeg. Daarmee wil hy vir die wêreld sê, ek is genoeg, jy het niks meer nodig as vir my nie, om gered te word. Die Here Jesus sê dan self, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie.
So 'n mens sal nou eintlik dink, as jy hierdie woorde hoor, dat Jesus is genoeg, ons het niks meer nodig om gered te word nie. Waarom dan nou die Heilige Gees ook? Is dit 'n ekstra? Is daar nog 'n nodigheid van iets of iemand om die prentjie volledig te maak? Wat is dan nou die doel van die koms van die Heilige Gees na die wêreld? Ons weet mos, Jesus is die verlosser. En ons weet mos, die Here Jesus sê op meer as een plek in die Nuwe Testament, sê die Vader het hom gestuur. En hy en die Vader is een. En nou kom dit uit ook in hierdie woorde wat ons gelees het, nie net hy en die Vader is een nie, maar hy en die Vader en die Gees is een. En daarom stuur hy nie net sy Gees nie, maar stuur hy die Gees van die Vader. Nou sjoe, miskien is dit 'n bietjie te veel vir my kop. Praat ons genoeg in die kerk oor die Heilige Gees? Ek dink ons gereformeerde tradisie waaraan ons behoort, word ons nogal baie keer in hierdie tradisie beskuldig daarvan, dat julle praat nie genoeg oor die Heilige Gees. En dan is dit nou veral buitestanders vanuit ander kerklike groepe, pentakostalistiese kerke of Pinksterkerke, wat sê julle praat heeltemal te min oor die Gees. Ons is 'n kerk van die Gees, want dis die nuwe bedeling nadat die Gees uitgestort is. Is dit die waarheid? Miskien ook nie. Maar ek wil tog in my eie binneste voel, ons praat nie te min oor die Gees nie. Ek dink daar is 'n bietjie verwarring soms by mense rondom die werk van die Gees en wie die Heilige Gees is en wat die Heilige Gees doen, en dit gaan eintlik maar oor interpretasie oor wat en wie die Heilige Gees is. So ek dink dit is heeltemal die waarheid dat ons daaraan skuldig is, dat ons te min oor die Heilige Gees praat nie. Ek meen, ons begin elke erediens en ons sluit elke erediens af in die naam van die drie-enige God. En baie word daar genoem, ook van hierdie kansel af, die Heilige Gees in persoon. So, die vraag bly nog staan, as Jesus dan genoeg is, hoekom nog die Heilige Gees ook? Ek gaan probeer om die antwoord op so 'n manier te gee, deur hierdie vraag te beantwoord met hierdie 4 puntjies. En die 4 punte word dan so uiteengesit. Ons glo in 'n drie-enige God. Ons glo in een God, een wese, wat homself openbaar in 3 persone, maar in een God. Nou, dis nogal 'n bietjie van 'n moeilike ding, né? Hoe moet ons hierdie ding verstaan en verklaar? Daar's baie beskuldigings vanuit, veral die Islam, uit julle te veel godendom. Want julle aanbid 3 gode. Dis nie waar nie. Een God. Miskien kan ek dit op hierdie manier sê, dalk is dit God wat vir homself 3 maskers aansit. Hy sit die masker van Vader aan en hy bewys sy goedheid as Vader en hy praat met ons as sy kinders, hy roep ons by mekaar as sy kinders, hy neem ons aan as sy kinders en hy sorg vir ons, hy's goed vir ons sien die vaderlike rol wat hy vir ons wys met hierdie masker, dan haal hy die maskere af en hy sit sy seunmasker op, hy's Jesus Christus, die seun van God, self God wat na hierdie wêreld toe gekom het, om die enigste verlossing wat daar is te vestig en te gee. En so die genade van die Vader uit te deel. En dan haal hy hierdie masker af, en hy sit die Heilige Gees masker op, en hy wys vir ons iets van die Vader en van die Seun, maar ook hoe om as kinders van die Here te lewe en God te eer en te verheerlik. Miskien help dit as ons dit op hierdie manier sien, om deur 'n eenvoudige beeld van maskers, maar is nog steeds een persoon agter hierdie masker, God. Is dit dalk 'n goeie antwoord? Ek weet nie, kom ons delf so 'n bietjie meer. Een God. Weet jy die Hebreëse woord vir God in die Ou Testament is Elohim? Genesis 1, vers 1. In die begin, bara Elohim, staan daar. Elohim, meervoud. Heel eerste vers in die Bybel.
God in die meervoud. En dan net 'n bietjie verder in Genesis 1, dan lees jy, en die gees van God het gesweef oor die waters. So hier word gepraat van God in die meervoud, en hy's reg deur die Ou Testament Elohim, God in die meervoud. So waarom? Al word daar nog nie van Jesus Christus gepraat nie. Maar gaan ons in die Nuwe Testament, dan sien jy in Johannes 1, word daar gepraat, hy is die woord was van die begin af daar, jy kry dit in 1 Johannes se brief, jy kry dit in Johannes Evangelie, in die brief, jy kry dit in Openbaring 1, en dan gaan lees jy Paulus, en jy sien dit in Kolossense, sê dit ook baie mooi, dat Jesus was van die begin af daar, hy was saam betrokke by die skepping gewees, en daar word van die Gees genoem, die Gees van God. So hierdie bewyse sê vir ons, daar is een God, wat homself op 3 maniere aan ons bekendstel, in 3 persone, die Vader, die Seun en die Gees. En dan sê Jesus self ook, hoeveel keer hier in Johannes, ek en die Vader is een. Ek kom van die Vader, ek is deur die Vader gestuur. Ek verteenwoordig die Vader. Wat ek sê, kry ek nie by myself nie. Ek kry dit by die Vader. En ek gaan die Gees stuur. Hy gaan ook niks anders sê as wat ek sê nie. En wat die Vader vir hom sê om te sê nie. So die bewys is daar. Ek sal my Gees stuur, die trooster. Maar verstaan ons dit regtig? Nou my klein koppie sukkel maar 'n bietjie. Miskien is jy slimmer as ek. Ek probeer om dit te verstaan. Maar ek verstaan dit ook nie heeltemal. En miskien is dit ook reg dat ons dit nie heeltemal verstaan nie. Want as ek nou terugdink aan Moses, toe hy nou daar in die woestyn rondloop, voor die Here hom roep, en daar is die brandende bos, en hy gaan uit nuuskierigheid uit om te sien wat gaan hier aan, en die Here sê vir hom, Moses, ek stuur vir jou terug Egipte toe, jy moet die volk gaan uitlei. En hy sê, maar wie moet ek sê het my gestuur? Dan sê die Here vir hom, ek is. Gaan sê vir die Farao, ek is het jou gestuur. Jahwe. Daai ek is, Jahwe, vertaal ons in die Afrikaans as die Here. Ek weet ek het dit al voorheen gesê, so vergewe my. Wat beteken Jahwe? Ek is, Here. Eintlik het dit die betekenis van ek is wie ek is, soos ek wil wees, wanneer ek wil wees. Nou, hoe vat jy God saam? Dit wil eintlik vir my sê, God is maar tog 'n stukkie misterie. Tog 'n bietjie van 'n geheimenis. En ons probeer die 3 eenheid van God op 'n manier verklaar, volgens ons menslike denke en woorde, maar is ons in die kol? Kry ons dit reg? Wat ek eintlik hiermee wil sê, ja, ons verstaan dit, dit is hoe God homself wys, met 3 maskers aan ons, hy openbaar homself so, maar daar's tog 'n stuk geheimenis hieraan, en dit bring my eintlik tot 'n punt van nederigheid, dat ek nooit regtig kan sê, ek weet nie, ek verstaan ten volle nie. En dit is wat God maak, en dit is wat my as mens maak, om voor hom te buig, te sê, Here, ek probeer verstaan, maar U is groter as my gedagtes, U is groter as wat ek ooit kan dink of droom, want U is God. En daarom bly ons voor hom neerval. Maar die feit is, dat hy homself aan ons toon as die Vader, en as die Seun, en as die Heilige Gees. En dan sê die Here Jesus, ek stuur die Heilige Gees, ek stuur die voorspraak, of die trooster na julle toe. Hy sê dit, meer as 1 keer, paar keer, in die Nuwe Testament, sê die Here Jesus dit. Daar staan dit, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. En dit rym nogal, Gees van die waarheid, Johannes 1, lees maar weer Johannes 1, ek is die woord, ek is van die begin, ek is eintlik die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. En die Here Jesus doen sy woord gestand. So 50 dae
nadat hy opgevaar het hemel. Opgestaan het uit die dood het, ekskuus. 10 dae nadat hy opgevaar het, kom sy gees na hierdie wêreld in die tekens van vlamme op die hoofde van die apostels en ander in Handelinge. So hy doen sy woord gestand. Hy het gesê, ek gaan weg, maar ek sal julle nie alleen los nie. Ek gaan die voorspraak, die trooster, die Heilige Gees stuur, en hy sal by julle wees. Julle sal nooit alleen wees nie. En dit gebeur. Die Heilige Gees het gekom. En hy het werk om te doen. Nou wat 'n soort werk doen die Heilige Gees? En ek dink dit is waar die verwarring in die wêreld kom. In die Christelike kerke kom. Want ek dink nie almal verstaan die werk van die Heilige Gees regtig op dieselfde manier nie. Jy sien, want ons het mos nou al baie keer gehoor by mense, die Heilige Gees doen wonderlike goed. Weet? En dan sal ons by mense ook hoor, daar staan dit in die Bybel. Hy gee gawes, tongespraak om in vreemde tale te praat. Dis 'n gawe van die Heilige Gees, dis wat die werk van die Gees doen. As jy in die Here glo en jy word groot gedoop en jy word met die Gees van die Here gedoop, sal jy een of ander gawe en gewoonlik is dit die tongespraak, maar dan word daar erkenning gegee dat jy dalk die gawe van genesing het en daar's predikers wat rondgaan en hulle hou dienste in tente en in plekke en hulle nooi mense om in te kom en daar word vir hulle die hande opgelê en daar word vir hulle gebid om gesond te word en daar word ook in sekere plekke het ek al self beleef ook, in 'n diens waar daar 'n pastoor mense vorentoe roep en hy die Gees van die Here oor hulle uitspreek en hy maak so en dan val hulle daar om in die kerkgeboue en hulle lê daar plat uit soos 'n kers en dit word gesien as die werk van die Gees. En daar word nogal hierdie gevoel by jou wat nie deel is daarvan nie of dit nie gedoen het nie of nie ervaar het nie, hierdie gevoelendheid by jou geskep. As jy dit nie beleef het nie en dit nie met jou gebeur het nie, is daar fout met jou. Het jy nog nie die Gees van God nie en word daar baie maklik vir jou gesê, jy het nie die Heilige Gees nie. Dis 'n verkeerde konsep. Want dis onmoontlik. Jy kan nie in Jesus Christus glo en nie die Gees hê nie. Want ek glo nie in 3 gode nie. Ek hoef nie eers 'n verhouding te hê met Jesus nie, dan moet ek nog met die Heilige Gees gedoop word om hom te hê nie. Dan vra ek vir myself nou, maar wanneer is daar 'n geleentheid wanneer ons die Vader ook in ons lewe inkry? Ons aanbid nie 3 gode nie, ons aanbid een God. Jesus die Seun, die Vader, God die Vader en God die Heilige Gees. Ek kon nie tot geloof gekom het nie, as dit nie deur die Gees van die Here is wat in my hart gewerk het nie. Dis juist die Gees wat my tot geloof gedwing het. So dis 'n verkeerde konsep en ek dink daar's baie verwarring en baie keer maak dit ons ongemaklik en laat dit ook vra, maar is ek okay? Het ek die Gees? Dan wil ek volgend vir jou sê, ja, jy het die Heilige Gees, want jy kan nie sê, ek glo in Jesus Christus, as dit nie die Gees van die Here is wat dit in jou hart gewerk het nie. So as jy sê ek glo in Jesus, weet jy glo in God 3 enig. So moenie verward voel daaroor nie. Moenie luister na al die stemme wat ons in die wêreld rondom hierdie goed hoor nie. Want ek glo in een God, Vader, Seun en Heilige Gees. Natuurlik gee die Heilige Gees gawes. Natuurlik werk hy die vrug van die Gees in ons harte. Ons kom nou daarby. So wat is die werk van die Heilige Gees dan? Terwyl ons daaroor praat. Dan wil ek vir julle sê, dis nie vreemde goed nie. Ons dink baie keer, dis vreemde goed. Weet, want hulle sê, kyk daar in Handelinge, jy weet die apostels, toe die Gees uitgestort is, het hulle in tale gepraat. Onthou, wêreldtale. Nie die gebrabbel wat mense van praat nie. Wêreldtale. Want dit was die Paasfees en verteenwoordigers vanuit die Jodendom uit die hele wêreld uit het gekom. En hulle bly nou al etlike jare, onthou die Babyloniese ballingskap het plaasgevind in 700 voor Christus.
En nou is die volk versprei oor die wêreld, hulle bly in ander lande en hulle die tale leer ken. En hier kom daar verteenwoordigers van daai sinagoges na Jerusalem toe. En hulle verstaan nie altyd die taal nie. En hier hoor hulle die evangelie deur die apostels, toe die Gees op hulle kom in hulle eie taal. Gaan lees maar weer Handelinge, dis wat daar staan. So dis nie noodwendig vreemde goed nie. Die Heilige Gees doen nie vreemde goed nie. Hy doen nie snaakse goed nie. As ek mag, en ek wil nie eintlik daaroor regtig praat vandag nie. Hierdie omval onder die Gees. Ek soek nou nog die teks in die Bybel wat dit regverdig. Bestaan nie in die Bybel nie. Wat ek in die Bybel vind, is dat mense in eerbied, in volle bewussyn, vooroorval in aanbidding en erkenning van God. Maar daai verskynsel wat in sommige kerkgroepe hanteer word, is onbybels en bestaan nie. So hy doen nie vreemde goed nie, glad nie. Kom ons sê vir mekaar eerlik vanoggend. Wat doen die Heilige Gees? Hy sit die werk van Jesus Christus voort in ons lewens. Hy is die Gees van die Vader, hy is die Gees van die Seun. Hy sit Jesus se werk in ons voort. Hy is besig om die verlossing in ons uit te werk. Ons het met mekaar baie gepraat oor Jesus het die koninkryk van God gebring. Wat beteken dit? Hy het die dans van God kom dans in hierdie wêreld. En ek en jy, die kerk is sy dansmaat wat saam met hom op sy ritme in hierdie wêreld moet dans. En dit is wat die Gees doen, is om vir ons te help om in ritme te bly met Jesus Christus in hierdie wêreld. Saam op daai pas en op daai maat te dans, soos wat Jesus wil hê ons moet saam met hom dans. Dis wat die Gees van die Here doen. Hy leer ons. Hy verander ons. Hy's voortdurend met ons besig. Daai stemmetjie hier binne, wat ons so graag sê, my gewete het my bietjie geroer. Dis die Gees van die Here wat met my en jou werk. Wat sê, ja, nee Willie, dis nie die manier nie. Dit is hoe jy dinge moet doen. Nee Willie, daai soort van goed hoort nie by 'n kind van God nie. Dit hoort by 'n kind van God. Dis die verandering. Dis die lewende verhouding waarin die Gees van die Here vir ons bring met die Seun en met die Vader. So prakties gesproke. Hy lei ons in die waarheid, sê die Here Jesus. Hy sal ons in die volle waarheid lei. Wat is die waarheid? Om in Christus Jesus te glo en deur hom te lewe. Hy oortuig my van sonde, sê die Here Jesus. Hy gee ons die krag om God te dien. Hy gee vir ons gawes. Natuurlik, almal van ons wat hier sit het gawes, wat die Gees van die Here vir ons gee. Om 'n oor te hê vir iemand. Ek dink Alma het die wonderlike gawe om vir mense om te gee, en sy ry van siek mens tot siek mens en van huis tot huis waar hulle nie meer in die kerk kan kom nie. Dis 'n gawe wat die Here vir haar gegee het. Dis 'n gawe wat die Here gegee het vir my om die woord te verkondig. Dis 'n gawe wat die Here vir Pieter gegee het om musiek te kan maak. Dis 'n gawe wat die Here vir Eben gegee het om te kan leiding neem. Dis 'n gawe wat Benny het om mense te kan bystaan met sy hande. En so kan ons aangaan. Dis 'n gawe wat Linda ontvang het om vir mense te kan help op sielkundige vlak. En so het elkeen van ons 'n gawe ontvang om net te kan luister, kan bystaan, net 'n oor te hê, 'n trooswoordjie te hê. Almal van ons het gawes wat die Gees gegee het. En natuurlik die vrug van die Gees om te word soos Jesus. Want dis waarheen ons op pad is. Dis waarmee die Gees besig is om ons voortdurend te verander, om te wees hoe ons gaan wees in die teenwoordigheid van God eendag. Dis waarmee hy besig is om ons te verander. En, hoekom en doetjies? Want weer eens, ek kan nie die werk van die Gees beperk nie. Gees doen meer as dit. So ek laat dit maar oor. Die Gees is besig. En Jesus sê self, hy is soos die wind.
Hy waai wanneer hy wil. Ons weet nie van waar af hy kom nie, ons weet nie waarheen hy gaan nie. So ek kan nie die werk van die Gees wil bewerk met 'n paar goedjies nie. Hy's meer as dit. Maar hy's besig met die werk van Jesus in ons lewens. Ek hoop, dit bring vir jou vandag 'n bietjie troos. Ek sluit af. Die Heilige Gees is nie ekstra nie. Baie mense dink nogal so. Hy is onontbeerlik deel van die drie-eenheid van God. Hy is God, die Gees. Die Gees van Christus, die Gees van die Vader. Dit is hoe God homself aan ons bekend maak. Hy leef in jou en hy leef deur jou. Jy sou nooit kon gesê het, ek glo in Jesus en in die Vader, as dit nie vir die Gees was nie. So het jy die Gees? Ja, jy het die Gees. Wees verseker daarvan, want God het jou. Drie-enig het jou. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Baie dankie Here vir u woord. Inderdaad weer 'n trooswoord. Want daar's geen onsekerheid daaromtrent dat ons in en deur die Heilige Gees lewe nie. En dat u in beheer is van ons lewens nie. Ons weet dit. Ons voel dit. Ons sien dit. As ons maar terugdink oor ons lewens, net die laaste paar jaar, dan weet ons u Gees was betrokke die hele tyd. En daarom kan ons ook vorentoe gaan. En weet, ons is geesvervulde mense. Ja, baie keer Here stel ons hier dikwels te leer, want ons sê dinge en ons doen dinge, en is nie altyd in lyn met hoe 'n kind van die Here behoort te wees nie. Dis nie omdat ons nie die Gees het nie. Dis omdat ons ongehoorsaam is. Omdat ons soms barbaars is. Omdat ons soms hardkoppig is. En soms net ons eie ding wil doen. Maar die feit dat ons dit besef, is die bewys dat u Gees met ons is. En ons weer 'n bietjie omdraai. Tot bekering bring. Ons lei. Ons help. Ons krag gee. Ons tot oorwinning lei. Ons help om net weer 'n slag op u ritme te kom, sodat ons saam met u kan dans in die wêreld. Dankie vir u liefde en veral vir u geduld met ons. Dat u nie met ons klaarmaak nie. Dat u die hele tyd aan ons bly dink en dat u met ons werk. Ons wil ook op hierdie noot, Here, vra vir u genade vir Waterval gemeente. Dankie dat u vir ons al 104 jaar gebring het. En ons hoop, Here, dat ons nog 100 jaar hier kan wees. Gee u genade aan ons gemeente. Ons bid vir elkeen wat hier is. Ons bid vir almal wat van wie omstandighede nie vanoggend hier is nie. Ons bid vir hulle wat op ons siekelys genoem is. Ons bid vir hulle, dat u vir hulle sal aanraak met die behandeling wat hulle kry, met die operasie wat hulle moet kry, met die emosionele verlies waarmee hulle worstel. Seën vir hulle elkeen, asseblief o Here. Bid vir ons kinders en ons ouers, ons huwelike, ons huisgesinne, vir ons bejaardes, wat nie meer in die kerk kan kom nie. Seën hulle almal, Here. Ons bid vir ons kerk. Ons wil 'n kerk van waarheid wees, van gehoorsaamheid, wat tot eer van u naam funksioneer, wat 'n invloed het op die wêreld, deur die waarheid en deur u Gees. Ons smeek dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en direk daarna sing ons 'n lied saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees. Mag die Vader se goedheid ons dwing om deur die Gees in gehoorsaamheid te lewe. En mag u, o Gees van God, ons bly verander en vernuwe om te word wat u vir ons wys in die woord. Sonder u kan ons nie. Sonder u wil ons nie. Amen.